Kan julle my hoor? Ek dink julle kan my hoor. Baie welkom in Kuilse Vierde Eike vanoggend. Ons is 'n gemeente wat 'n familie is. Dis lekker om weer net so na julle te kyk en te besef dit is goed om hier te kan wees. Ek wil graag net vir die wat hulle gaan later kyk oor 'n uur, die wat stroom. Ons gaan ook in die komende week glo ek gaan ons oplossings kry dat ons direk kan stroom. Maar hulle wat gaan kyk, wil ek ook welkom heet en vir hulle sê mag hulle ook 'n mooi ervaring ervaar of beleef hierso in die erediens. Ek wil graag vir Elsabie, dit is Adrian se ma, welkom heet. Elsabie, welkom. Julle moet haar nou nie los nie, as ons gaan tee drink moet julle vir haar gaan hallo sê, maar welkom daar uit Pretoria se wêreld uit, dis goed om jou hier te hê. Is John en Marika, welkom julle ook hierso, dis Adrian se sussie en is haar man, nee, ek maak 'n grap, hulle gaan nog net uit. Hy's onder druk. Dis lekker om saam met julle ook hier ons te wees en ja, die Here was goed vir ons om vir Adrian ook na die Eike toe te stuur. En Adrian, welkom ook aan jou. Ons gaan later weer doen daaroor. Baie welkom aan ons ringsleraars wat hier is, ons emeriti wat hier is. Ek herinner julle dat wanneer Johan die diens gaan doen en die bevestiging vir die handoplegging, wil ons julle graag almal uitnooi dan om hier te wees. Ek is dankbaar, ek kyk so oor julle, dan sien ek van ons lidmate wat lank 'n siekbed beleef het, wat terug is hierso op hulle plekkies. Dis goed om hulle hier te kan sien. Ek sien vir Cora daar agter, julle sal sien haar man is in die hospitaal. Ons het mekaar gisteroggend raakgeloop, ek en Adrian het gaan hospitaalbesoek doen. Dit is goed om jou en jou seun ook hier te kan hê. Vriende, dis regtig 'n aangename voorreg om saam met julle te kan aanbid vanoggend. Ek gaan vinnig deur die aankondigings wil blaai. Ek wil in eerste plek net sê, hierdie goed wat hier gebeur vandag, is nie met 'n vingerklap nie. Van die beplanning waar Martin gaan sit het en 'n plan ontwerp het as destydse voorsitter van die leier kerkraadslid tot waar ons vandag is met die bevestiging van Adrian. Daar het baie tyd en ure ingegaan. Dankie vir julle almal wat op die pre-advies was. Martin, jy wat dit vir ons gelei het. Dankie vir almal wat hierdie dag spesiaal maak. Ek kyk nou na hierdie simboliek in die liturgiese ruimte. Dankie Elmarie, dankie Elbie. Ek waardeer julle. Dit was altyd my dromende Eike dat ons ook op hierdie manier dinge kan laat gebeur en dat mense ook se kreatiwiteit vrye teels kan kry en dat dit regtig 'n besondere uitbeelding ook vir vanoggend is. Ek wil net vir julle sê, julle moenie so vroeg kerk toe kom nie, want julle kom altyd
spot on op die regte tyd. En toe ek julle sien sit, toe dag ek ons is laat. Ja, ek praat van jou, Petro. Ek was so geskok geweest. Ek dacht toe, wat gaan aan? Maar toe is julle te vroeg. Maar dis goed, dis goed. Ek gaan hierdie aankondiging verder. Ons het nie verjaarsdag 80 jaar en ouer vanoggend nie. So ons is dankbaar. Alles en nog wat, daar het 'n groot hoeveelheid glaspotte in verskillende groottes by die kerkkantoor opgedaag. Iemand het dit daar afgelaai. Indien enige iemand belangstel in potte vir die inlê van produkte, is julle welkom om by die kerkkantoor te kom haal. Hulle raad toe, neem kennis, sê as julle kan ook kennis neem, dit is hierso, dis beskikbaar. Ek gaan verder, kerkkantoor se telefoonstelsel, kerkkantoor maak gebruik van 'n nuwe telefoonstelsel. Ek het self die probleem gehad, toe 'n goeie dag druk een, toe dag sit ek hom neer. Wanneer jy na die kantoor bel, het jy die opsie om te kies met wie jy wil praat. 1 vir ontvangs, 2 vir finansies, 3 vir koster, en as jy 'n boodskap vir die dominee wil los. Nee, dit hoef jy nie te doen. Na ure het jy die opsie om 'n boodskap te laat wat as 'n stemboodskap na die kantoor se e-pos gestuur word. Dis wonderlik. Dan ons kosmandjie projek, julle het dit gelees, ons het nodig mense, daar is adresse in ons gemeente vir wie ons sorg tans. En ek wil regtig dit op julle hart dra. Ek weet, ons is nou nog nie eens in die middel van Januarie nie. Ek het Vrydag probeer om 2 gammons by Cash Converters in te ruil vir geld. Dit het nie gewerk nie. Die geld is nou skaars, maar as ons 'n blikkie baked beans of ietsie het, asseblief, bring dit, dan maak ons dit vir ander makliker. Dan wil ek afsluit deur te sê, nee, ek het nie die kers vergeet nie. Wil net sê, so ek gaan hom nie aanstekkie, dit word als gereël deur Dominee Johan. Vriende, mag ons vanoggend se erediens beleef as die teenwoordigheid van die Here Jesus. En ek wil vir my kollega oorhandig en ek wil vir hom sê sterkte en seën ook met die woordverkondiging. Dirkie? Dankie. Goeiemôre gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens. Adrian, vir jou en jou familie ook welkom en elkeen van die ringsleraars, dit is wonderlik om elkeen van julle hier te hê. Vriende, hierdie is 'n besonderse geleentheid en dis 'n voorreg om as die Eike familie dit ook te beleef. Mag ons regtig ook ontvang wat die Here vanoggend vir ons wil gee. Ek wil vra dat ons begin deur lied 159 saam te sing, net as bevestiging dat ons ook weet dat ons hier in die Here se teenwoordigheid is. Kom ons sit net so en dan sing ons lied 159.
Vriende, op oggende soos hierdie kan ons nie anders as om die Here te loof nie, en daarom wil ek hierdie diens begin met Psalm 145, waar daar staan: Ek wil U lof verkondig, my God en koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot. Alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van U magtige dade. Van die luister die heerlikheid van U majesteit. Ek wil getuig van U magtige dade, sodat die mense oor U wonderdade sal praat. Ek wil van U grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle U groot goedheid verkondig en oor U reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Vriende, mag ons as 'n Eike familie en gemeente regtig ook so die Here se lof besing vir alles wat hy vir ons doen, nog steeds doen of gedoen het, nog steeds doen en gaan doen. Mag ons ook iets daarvan getuig na vandag. Ontvang die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die wingerdboer wat vir ons sorg, en van Jesus Christus, die ware wingerdstok, en van die Heilige Gees wat in elkeen van ons leef en vir ons die lewensaar is vir God se genade en sy liefde. Amen. Vriende, kom ons staan en dan loof en prys ons die Here met lied 250, bring lof aan die Vader. Vriende, vandag is 'n besonderse dag in die Eike se verhaal. En Adrian, ek weet hier is 'n groot opgewondenheid by die gemeente, maar ook in jou hart vanoggend. Mag ons regtig vanoggend ook dit omarm.
Die bevestiging van 'n nuwe dominee in 'n gemeente is nie bloot net 'n administratiewe kerklike formaliteit nie. Vriende, dis 'n geestelike oomblik. Dis 'n heilige oomblik. Dis 'n dag van verwagting en van dankbaarheid en van vreugde. Van die begin van hierdie proses af. Soos Christus gesê het, van Maarten wat die pre-advieskommissie se stelsel saamgevoeg het, tot waar ons vir Adrian beroep het, tot hier waar ons vanoggend staan, weet ons, is deur die Here gelei. En dit is wonderlik om dit vanoggend ook te kan beleef en ook iets daarvan tasbaar te kan sien en te kan voel. Wanneer die dominee by 'n nuwe gemeente begin, is daar altyd so 'n kreatiewe spanning tussen verwagting en onsekerheid. Vir die dominee is alles nuut. En ek weet Adrian beleef dit ook nou, die mense, die stories, die tradisies, alles is vir hom nuut. Maar vir die gemeente is daar ook vrae, wie is hierdie leraar? Wat lê voor? Wat gaan nou verander? Wat gaan dieselfde bly? 'n Dag soos vandag kan maklik ook misverstaan word. Maar vandag is in die eerste plek nie oor 'n persoon nie. Nie oor 'n bedieningsstyl nie, of oor 'n nuwe fase vol menslike planne wat gemaak word nie. Vandag gaan oor iets veel diepers. Ons bely vandag dat ons nie 'n volmaakte dominee ontvang nie. En Adrian bely ook dat hy nie 'n volmaakte gemeente ontvang nie. Wat ons wel bely, is dat God getrou is, dat hy roep, dat hy stuur en dat hy toerus, en dat hy sy kerk deur gebroke, maar gehoorsame mense bedien. Mag ons vanoggend weer iets daarvan ook besef. Hierdie oomblik, hierdie bevestigingsdiens, vra nie beloftes of vinnige antwoorde nie, maar eerder 'n diep heroriëntering, om weer opnuut te onthou wie ons is, en aan wie ons behoort, en aan wie die bediening hier werklik behoort. Vriende, Jesus help ons met 'n eenvoudige maar kragtige beeld. God se koninkryk is soos 'n wingerd. 'n Wingerd is 'n plek van groei en sorg en geduld. Niemand kan die vrugte forceer om aan die druiwetros te hang nie. Niemand kan die seisoen beheer nie. Alles, van die begin tot die einde, lê by die eienaar van die wingerd, God self. Hierdie beeld herinner ons dat die kerk nie aan ons behoort nie. Ons is nie die eienaars van hierdie gemeente of die kerk nie. Ons almal, as leraars en as lidmate, is geroep en gestuur en afhanklik van God se genade. En ons gaan vanoggend ook iets daaroor hoor in Matteus 20, wanneer Jesus ons leer oor God se wingerd. Voordat ek dit lees, gaan ek vir die Here vra om dit vir ons oop te breek. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom getuig ons van ons afhanklikheid teenoor U. U weet, Here, dat vanoggend al langer aan beplan is as wat ons ooit gedink het dit sou wees. U is die een wat dit vooraf bestem het. En vanoggend kom eer ons U daarvoor. U is die een wat roep en stuur en toerus. En vanoggend mag ons iets daarvan kom vier. Dankie Here dat ons vanoggend vir Adrian mag bevestig en kan uitsien na die manier hoe U vir hom hier in die Eike ook 'n plek gee om sy roeping uit te leef. Here, maar mag ons besef dat dit nie net oor hom gaan nie. Dat ons ook 'n verantwoordelikheid het. Dat ons ook 'n taak het. Dat ons sy arms moet ophou en sy hande moet sterk maak. Mag U vanoggend, Here, in Matteus 20 vir ons oopbreek en mag ons onsself daarin sien. Mag ons ook hoor wat hierdie gedeelte ons wil leer oor U en U wingerd. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen.
Vriende, ons lees Matteus 20, ek lees van vers 1 tot vers 16. Het is interessant, hierdie gelykenis word meestal gebruik in 'n gesprek oor ons verlossing. Ek gaan dit vanoggend op 'n ander manier hanteer. Kom ons lees van vers 1 af. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders in sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9:00 gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. Hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5:00 gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan, en hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5:00 gehuur is, kom toe en elkeen kry die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry. Maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Net tot sover. Vriende, Matteus 20 vertel een van Jesus se mees ontstellende en mees bevrydende gelykenisse. Dit ontstel omdat dit ons diep menslike gevoel van geregtigheid kom uitdaag. En dit bevry, van regverdigheid kom uitdaag, en dit bevry omdat dit ons vertel van God se genade, wat veel groter is as ons berekeninge. En dis presies wat hierdie gedeelte so diep en so ryk maak. Die gelykenis van die arbeiders in die wingerd kom ook net na Petrus se vraag, waar hy vir Jesus sê, maar ons het alles gelos en agter u aangestap, wat sal ons daarvoor kry? En Jesus antwoord nie met 'n goed deurdagte verduideliking oor 'n glyskaal van beloning nie. Jesus antwoord eerder met 'n verhaal van 'n boer en 'n wingerd en 'n beloning. Maar hierdie beloning is genade. Genade wat totaal en al anders werk as menslike maatstawwe. Die gelykenis begin met 'n eenvoudige, maar ongelooflike diep beeld. Die koninkryk van die hemel is soos 'n grondeienaar wat van vroegmôre af uitgaan om arbeiders vir die wingerd te huur. Die eerste belangrike waarheid wat ons hier hoor is dit: die wingerd behoort nie aan die arbeiders nie. Dit behoort aan die eienaar. Die wingerd is God se. Nie die dominee se nie, nie die kerkraad se nie, nie die gemeente se nie. Die wingerd is ook nie 'n projek wat aan mense oorhandig word om na eie goeddenke te bestuur en te gebruik nie. Dit is en dit bly God se werk. Die gemeente behoort nie aan die dominee nie, en die bediening hier behoort nie aan 'n bepaalde groep of 'n bepaalde geslag nie. Alles wat hier gebeur, vind plaas binne God se roeping en binne God se teenwoordigheid. Dit bevry die dominee
van die druk om alles te wees en alles te doen en alles reg te maak. Maar dit bevry ook die gemeente van vrees dat alles nou deur mekaar gekrap gaan word en dat alles nou net moet verander. Wanneer ons onthou dat die wingerd aan God behoort, kan ons leer om met oop hande te werk en te vertrou en te wag op dit wat God sal doen en die manier hoe hy ons as gemeente ook gaan laat groei. Vriende, dit is ook opvallend en ons moet hier nie miskyk nie. Die gelykenis maak dit duidelik dat die eienaar herhaaldelik uitgaan om arbeiders te vind om in die wingerd te werk. Vroegoggend, 9:00 die middag en dan 3:00 en selfs 5:00. En vriende, Jesus wil ons in hierdie gelykenis nie net herinner dat dit God se wingerd is nie, dat hierdie gemeente aan God behoort nie. Hy kom herinner ons ook, hy maak dit vir ons duidelik, dat God nie passief is nie. God wag nie dat mense na hom toe kom, voordat hy iets in die gemeente doen nie. Hy soek, hy roep en hy nooi, selfs die wat heel laaste staan, en niks het om te doen nie. Hulle word ook raak gesien. In God se koninkryk is niemand onsigbaar nie. Niemand is te laat nie. Die arbeiders word op verskillende tye van die dag geroep. Sommige vroeg in die dag en ander eers later. Sommige net voor uitvaltyd. Maar tog is elkeen van hulle werklik geroep. Dit vertel ons iets belangriks van die manier hoe God werk met mense. Vriende, in 'n gemeente is daar mense wat al dekades lank in die wingerd werk. En ek sien vanoggend 'n klomp van hulle hier voor my. Hulle dra die herinneringe, die opofferings, die stories van getrouheid, hoe God gesorg het, hoe God uitkoms gegee het. Maar dan is daar ook mense wat later aangesluit het vir verskeie redes. Niemand is minder of meer werd in hierdie gemeente nie. Elkeen is hier omdat God ons geroep het en ons wil gebruik. Nou word Adrian ook geroep om hier deel te word van die arbeiders in hierdie wingerd. Nie as 'n buitestander nie, maar as 'n mede-arbeider. Nie om ander se werk ongeldig te maak nie, maar om saam voort te bou op dit wat God reeds gedoen het. God se roeping is nie gebonde aan tyd of posisie nie. Dit gaan altyd oor genade. Die hart van Jesus se gelykenis lê dan nou uiteindelik in die onverwagse uitkoms. Almal ontvang dieselfde loon. Vir ons menslike denke klink dit heeltemal onregverdig. En dis eintlik wat hierdie gelykenis so kosbaar maak. Want Jesus kom wys dat God se koninkryk funksioneer nie volgens prestasie of verdienste nie. Alles in God se wingerd draai rondom genade. Dit is belangrik om ook raak te sien dat die grootste geskenk in hierdie gelykenis is nie eers die dagloon nie. Die grootste geskenk is eerder die uitnodiging om in die wingerd te kan werk. Die wat laaste begin het en byna niks gedoen het nie, volgens menslike standaarde, het die voorreg ook om in God se wingerd te werk. Hulle het deel geword van die boer se oes, van sy doel en sy vreugde. En in God se koninkryk is werk nie straf nie. Dit is deelname. Deelname van iets veel groter as onsself. Vriende, in 'n nuwe hoofstuk in ons gemeente is die verhaal van hierdie gelykenis uiters belangrik. Ons as gemeente, en Adrian, jy as die nuwe dominee, begin nie op grond van prestasie of verwagting nie, maar op grond van God se genadige roeping. Die verhouding tussen 'n dominee en 'n gemeente word nie gebou op verwagting of vergelykings of om jouself te bewys nie, maar op die wete dat God self elkeen van ons hier geplaas het. Ons werk nie hier om onsself te bewys nie. Ons werk hier
omdat ons reeds deur God geken en geroep is. Ons werk nie om God se liefde te wen nie. Ons werk omdat ons reeds geliefd is. Vriende, ons ankerteks is Johannes 15 en ek wil ook daarna verwys. Want Johannes 15 help ons om te verstaan hoe werk in hierdie wingerd ook moontlik is. Jesus sê in Johannes 15, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Dit is presies dieselfde beeld as Matteus 20. Ons is nie die eienaars nie. Ons is die lote. En Jesus sê dan ook, ek is die ware wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrug. Wanneer ons in Christus bly, verander ons motief. Ons werk nie meer vir onsself of om onsself te bewys nie. Maar ons werk omdat ons reeds hier behoort. Die vrugte wat ons dra, is nie 'n voorwaarde vir aanvaarding nie. Dis 'n gevolg van ons verbondenheid aan Jesus en aan mekaar. Jesus nooi ons om op 'n ander manier te leef. Om te bly in sy liefde, om te leef uit sy genade en om vrug te dra wat blywend is. Vriende, hierdie gelykenis sluit af met die woorde, so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. In God se wingerd is daar plek vir die wat al lank al glo en die wat laat begin glo het. Vir die wat baie krag het en die wat min krag het. Vir die wat 'n lang storie het en al lank saam met die gemeente aankom en die wat 'n kort getuienis het en dalk nou net hier begin. Ons almal staan op dieselfde grond. Genade alleen. Vriende, hierdie twee gedeeltes plaas alles in ons gemeente en ook vanoggend in die regte stemming en in die regte orde. God is die een wat plant, wat snoei en versorg. Ons is nie die eienaars van die wingerd nie. Ons is deel daarvan. Vir die eike beteken dit dat ons regtig in afhanklikheid van die Here moet leef. Hierdie gemeente met sy storie en sy geskiedenis, sy mense en sy bediening is uiteindelik God se en sy werk. Adrian word nie geroep om die wingerd oor te neem nie, maar om saam met hierdie familie binne in hierdie wingerd te werk. En die besef hiervan bring 'n heilige nederigheid. Niemand dra hierdie gemeente alleen nie. En niemand is alleen verantwoordelik vir die vrug van hierdie gemeente nie. Alles begin by die teenwoordigheid en die sorg van God en kring van dit af uit. Vriende, die visie van die Eike gemeente sê dit ook mooi. Die Eike is 'n familie wat leef in die voetspore van Jesus. En hierdie woorde herinner ons dat kerkwees gaan nie net oor strukture en programme nie. Dit gaan eerder oor verhoudings. Soos 'n familie is daar natuurlik ook verskillende generasies en persoonlikhede en verhale. Daar's tye van vreugde en daar's tye van hartseer, maar tog bly ons 'n familie wat aan mekaar verbind is en aan mekaar behoort. In Johannes 15 nooi Jesus ons om nie net bloot vir hom te werk nie, maar om in hom te bly. En hierdie bly 'n intieme, volhardende lewensnoodsaaklikheid, dat ons in Christus moet bly. Net soos lote kan ons nie sonder die wingerdstok leef nie. Kan 'n gemeente en 'n dominee nie sonder Christus funksioneer nie. Wanneer ons saam in Christus bly, leer ons om mekaar met geduld te dra en mekaar met liefde te dien. Werk in God se wingerd is nie 'n kompetisie nie. Dis 'n uitnodiging. En die loon daarvan is genade. Die krag is Christus.
En die doel is die vrugte wat God verheerlik. Mag ons hoor hoe die Here ons roep om in sy wingerd te kom werk, vroeg of laat. En mag ons antwoord met vreugde, Here, hier is ek bly in U. Vriende, ons staan vandag nie by die begin van 'n nuwe projek nie, maar by die voortsetting van God se werk. Ons word nie geroep om die wingerd te besit nie. Ons word geroep, en Adrian word ook geroep om hierin te kom werk. Vandag bevestig ons weer wie ons is. 'n Familie wat leef in die voetspore van Jesus. Is nie 'n volmaakte familie nie, maar een wat bly in Christus. Een wat wil groei, dat ons diep wortels kan skiet en stadig gevorm kan word, sodat ons sterk sal bly in die storms. Een wat vrugte dra, nie vir ons eie eer nie, maar sodat daar hulp en hoop kan wees, hier naby ons, maar ook verder weg. Mag hierdie nuwe seisoen by die eike 'n tyd wees waarin ons leer om mekaar as geskenke te ontvang en om mekaar se werk te eer en om saam met mekaar te vertrou dat God self die groei sal gee wat nodig is. Want dit is en dit bly God se wingerd waarin ons dien. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend uit Matteus 20 weer eens hierdie herinnering kon kry. Veral hier wanneer ons vir Adrian gaan bevestig. En nou altyd hierdie kreatiewe spanning is. Ook hierdie verwagting is. En ons dit maklik kan misverstaan. Dat dit alles op hom neerkom of alles oor hom gaan en sy bediening. Dat hy alleen verantwoordelik is. Dankie Here dat hierdie gedeelte ons net moet die teenoorgestelde kom leer. Dankie Here dat ons kan hoor dat die eike, hierdie gemeente, hierdie grondgebied, hierdie wingerd nie aan ons behoort nie. Dat ons dit nooit sal besit nie, dat dit U wingerd is. Maar meer is dit, Here, dankie dat ons ook kan hoor dat ons elkeen werklik geroep is. Of ons nou al jare lank saam met die eike kom en of ons nou net hier begin. Dankie Here dat U elkeen van ons roep en stuur en toerus om aan U wingerd te werk. Mag hy ons help, Here, om ook eg aan ons ankerteks in U te bly, omdat ons nie sonder U as lote kan funksioneer nie. Mag hy ook nou, Here, wat ons vir Adrian bevestig, U seën oor ons uitstort, en veral ook oor hom. Ek bid dit hier in Jesus se naam. Amen. Vriende, dit is vir my 'n voorreg om die bevestiging van Adrian te kan doen. Ek gaan die formulier inlei en dan gaan ek vir Adrian vorentoe roep en dan gaan ek en hy by 'n paar simbole stil staan wat hy ook in sy bediening hier in die eike aan ons gaan kom bedien. Ons is hier by mekaar om vir Adrian Vogel as leraar van hierdie gemeente te bevestig. Adrian is deur die kerkraad beroep en sy naam is daarna aan die gemeente voorgehou en daar's geen wettige beswaar teen hom ingebring nie en hy het bevestig dat hy die beroep hier aanvaar. Jesus maak al vir 'n geruime tyd van die diens van mense gebruik om sy woord en sy gees, deur sy woord en sy gees om sy kerk dan hier uit te brei, te regeer en op te bou. Hy is die amptsdraer by uitnemendheid
omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou. So is die ander ampte in die gemeente, is die ampt van die leraar een van die gawes van die Gees in die gemeente. Deur hierdie gawes, en in besonder dan ook die gawes van Adrian, wil die Heilige Gees die gemeente opbou. Adrian, ek gaan vra dat jy vorentoe kom, dat ek op 'n simboliese manier ook deur die liturgiese ruimte met jou kan beweeg oor wat jou ampt hier alles behels. Adrian, die ampt van die leraar in die gemeente omvat 'n wye verskeidenheid van take en opdragte. Die kerkraad wil graag jou gawes en talente ten volle benut en onder andere ook spesifieke take waarin jy moet aandag gee hier, en daar is ook spesifieke take waarin jy moet aandag gee. Ek vra dat jy saam met my kyk na alles wat van jou verwag word. Jou belangrikste taak is die verkondiging van die woord. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, die dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek gaan jou vra om die kanselbybel op te tel en dit dan op die kansel te gaan plaas as teken daarvan dat jy ook hierdie ampt opneem. Een ander belangrike taak is die diens van gebede. Sonder gebed kan ons nie ten volle die Here dien nie. Bid sonder ophou, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek gaan jou vra om die kers aan te steek, as teken daarvan dat jy ook in jou gebede die gemeente sal opdra en ook die Here se leiding sal vra wanneer ons dit in hierdie gemeente nodig het. Ek kan die kers aansteek. Jy moet ook leiding neem by die eredienste. Help die gemeente om te verstaan dat een dag in die Here se tempel beter is as duisende daar buite. En dat die Here God woon waar die lofgesange van sy mense weer klink. Dit is ook nodig dat die gemeente in hulle geloof versterk moet word en daarom moet jy ook die sakramente bedien. Ek wil jou nooi na die doopvont toe en dan gaan ek jou vra om jou hand in die doopvont te sit. Jy kan selfs as simbool dit 3 keer vir die 3 eenheid ook oplig met water. Ek gaan ook 'n kruis op jou hand maak as teken daarvan, dat jy self ook die teken van hierdie verbond reeds ontvang het. Ek gaan jou nooi na die nagmaalstafel toe. Jy word ook gevra om die nagmaal aan die gemeente te bedien. Om dit te herinner dat Jesus ook vir hulle gesterf het en opgestaan het. Ek gaan jou vra om die brood te breek en om dan ook die wyn te skink. Jou ampt omvat ook die toerusting van kinders en jong mense in die gemeente. Jy moet die gebooie van die Here by hulle inskerp
en ook met hulle daaroor praat. En ek gaan vra dat al die jong klomp, maar nou weet ek ook, in die Eike is daar 80 jaar en plussers wat ook jonk is. Ek wil vra dat alle jong mense, as jy dan nou 80 ook is, dat hulle staan. Julle kan maar regop staan in die banke. Die oom moet sien hoe julle lyk. As daar laerskool en hoërskoolkinders is, julle is ook welkom om op te staan. Adrian, hierdie is die kinders wat al terug is van vakansie af. Daar is baie meer. Ja. Ek wil dit vir jou sê. Maar mag jy regtig ook die Here se gebooie by hulle inskerp. Saam met die kerkraad is dit ook jou taak om leiding te neem in die gemeente. Doen dit deur nie baas te speel oor dit wat God aan jou toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir hulle te wees. Ek gaan vra dat al die kerkraadlede ook staan. Almal wat nou staan, moet eers bly staan. Ons gaan nou as gemeente ook staan. Jy is ook verantwoordelik vir die herdelike versorging van hierdie gemeente. En dit sluit almal in. Klein en groot, oud en jonk. Jesus het gesê, laat my lammers wei, pas my skape op. Ek gaan vra dat almal nou regop staan. Ek wil jou 'n kans gee om sommer so van links na regs deur almal te kyk. Dit is die Here se kudde hier. Mag jy hulle oppas, soos dit sy opdrag ook is. Gemeente kan weer se plekke inneem. Ons besef dat jy ook ander gawes het. Ons wil graag vir die ruimte skep om jou talente waarmee die Here jou geseën het, ook hier te gebruik en die gemeente daarmee te bedien. Belangrik is natuurlik ook die eise wat aan jou persoonlik gestel word. Jy moet 'n egte geloofsverhouding met God hê. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan sodat jy daagliks vernuwe kan word tot getroue nederige diens. Daarom moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Jy moet 'n voorbeeldige eggenoot, wanneer dit kom, moet jy 'n voorbeeldige eggenoot wees. Spreek lewe, sê hulle. Jy moet die gemeente deur jou geloofsgroei ook inspireer. Uit die voorafgaande is dit belangrik dat die ampt van die bedienaar Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord die belangrike werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. Dit is ook 'n groot verantwoordelikheid en taak wat jy opneem, wat meermale met spanning en druk gepaard gaan. In die besef van hierdie verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy nou ook op die volgende vraag vir ons antwoord. Jy kan kies om na elke vraag te antwoord of dan nou aan die einde. Is dit jou oortuiging dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ja. Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen? Ja. Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ja. Alles met my hele hart. So, baie dankie. Gemeente, ek wil ook aan julle die vraag stel. Ons het in die diens ook gehoor, dit gaan nie oor Adrian nie, dit gaan oor ons almal. Is julle bereid om vir Adrian te ontvang as 'n diensknegt van die Here? Wat is julle antwoord hierop? Ja. Onderneem julle om die nodige agting en liefde aan Adrian te betoon? Ja. Sal julle met aandag luister wanneer Adrian julle uit die woord van die Here leer? Adrian, neem nou jou verantwoordelikheid in hierdie gemeente
op. Daardie taak wat die Here op 'n spesiale manier aan jou toevertrou het. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Hou aan met voorlesing, vermaning, lering en verwaarloos nie die genadegawes wat jy het nie. Dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, die heerlikheid as onverganklike kroon verkry. Ek wil nou vra dat al die gelegitimeerdes, al die ringskollegas, al die emeriti na vorentoe kom, dat ons vir Adrian ook die hande kan oplê. Ek wil my kollegas vorentoe nooi. Adrian, kom staan jy sommer hier in die middel. Gemeente, ek het vir Chris gevra om die handoplegging vir ons te hanteer. So Chris, ek gee oor aan jou. Baie dankie broer. Ek wil vra dat jy vir ons so op jou knieë gaan staan. En dan kan ons 'n kringetjie maak en dan plaas ons hande hier op hom en dan sal ek vir ons 'n gebed doen. Here onsse God, ons staan vanoggend hier in die middelpunt van 'n akkerwingerd, 'n blok as u arbeiders, Here. En ons kom in ons nederige afhanklikheid en ons bid, Here, dat u vir Adrian sal seën in die bediening. Ons sê vir u dankie, Here, dat hy geantwoord het op u roepstem. Dat hy ja gesê het en dat ons vanoggend deel kan wees van sy bevestiging. Ons wil vra dat u hom sal seën. Dat hy elke dag, Here, u teenwoordigheid sal beleef en dat hy ook elke dag sal vra, is ek getrou aan u woord? Ons wil vra dat u hom sal seën en dankie, Here, dat ons 'n gemeente is, 'n familie is wat omgee. En dit is ons gebed dat hy 'n pad saam sal stap, ook hier in die eike, in hierdie wingerd, in Jesus se naam. Amen. Elkeen van julle kan nou vir hom 'n handdruk gee, as julle dalk iets het wat julle vir hom wil sê. Ek het, ons begin daar, dis om Franny. Adrian, ek is Francis hier. 3 wese. Filippense 4, wees altyd bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Wees oor niks besorg nie. Maak in alles die begeertes, die gebed, smeking met danksegging aan God bekend. Welkom hier. Baie dankie. Adrian, ek is Rinka Berger, ek is van Rakkerveld. Mag die Here jou krag wees. Mag hy vir jou leiding gee, mag die Heilige Gees jou laat groei in alles wat jy aanpak. Baie dankie. Adrian, kollega, dis lekker om hier te wees. Wonderlik hoe dit gaan. Saam met jou in hierdie wonderlike werk. Adrian, ek praat ook namens die gemeente van Digteby. Dit is die kleinste gemeente. Ons is nie meer predikante nie, daarom gebruik hulle al die ou stok, soos ek bijvoorbeeld. Maar 'n gemeente met baie ywer vir die koninkryk. En ons wil graag saam met jou ook deel wees van die span. Sien uit om hier pad saam te stap. Seën. Baie dankie. Adrian, Johan Monkel. Ek het vir jou gekies Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle of jy dan staan. Baie dankie. Baie seën vir jou. Baie dankie. Adrian, ek is Janie de Plessis van Kousenvier Suid gemeente. My gebed is dat jy deel sal word van 'n dorp wat saamwerk en wat hande vat. En dat jy ook ervaar dat ons wat ook onlangs een geword het saam met Brackenfell in die ring van Bottelery 'n groot vreugde en 'n blydskap ervaar in God se wingerd,
Daarom gee ek graag vir jou ook in aansluiting by Franie by Filippense die woorde van Paulus wat sê al wat ek wil is om Christus te ken, te deel in sy opstanding en hierdie opstandingslewe dan te laat werk in 'n familie in God se wingerd. Dis 'n wonderlike wingerd om te werk. Baie welkom. Baie dankie. Colleague, ek is Chris. Vanoggend kom bevestig God jou roeping in Kuilsrivier Eike. En nie bloot met woorde nie, maar met sy teenwoordigheid. En dit moet ons weet. En ek gee vir jou vanoggend Kolossense 5:24. Hy sal dit ook doen, want hy wat jou roep, is getrou. En dit moet jy altyd weet. Die Here gaan voor jou uit, hy is hier op die oomblik by jou, en hy gaan ook 'n pad saam met jou stap, soms wanneer dit moeilik word, glo my, hoor. Seën vir jou. Baie dankie. Ag nee. Ongelooflik dankie. Adrian, voordat ons die toga oor jou gaan hang, wil ek net namens die ringsvoorsitter, Christo Botha, ook vir jou uit 'n boodskap gestuur dat ek vir jou moet lees. Hy kan ongelukkig nie vanoggend hier wees nie, omdat hy self aan dienste sy kollega is met verlof, so hy moet ongelukkig by sy gemeente preek, het hy hierdie boodskap gestuur. Baie welkom by die Eike gemeente, welkom in Kuilsrivier en in die ring van Bottelery. Mag vandag se ontvangs en bevestiging mooi wees, mag vandag weer God se roeping aan jou bevestig. Dis 'n voorreg om hierdie werk te doen. Die belangrikste is egter nie wat jy doen nie, maar wie jy is. Wys dit en wees dit vir die mense hier. Ek sien uit daarna om jou te leer ken en saam met jou te bedien in die ring. Alle voorspoed en seën, Christo Botha, die by Protea hoogte. Dis waar hy is. Ja. Baie dankie. Adrian, ons sien baie uit daarna om saam met jou hier te bedien. Baie dankie. Hartlik ontvangs. Dankie vir jou eens. Ek gaan jou ma vorentoe roep om die toga nou ook oor jou te hang. As teken daarvan dat jy ook nou hier by ons bevestig is. As jy gaan vra dat jy vorentoe kom. Gemeente, ek weet by troues doen mense dit eintlik, maar ek wil amper dieselfde doen hier by die bevestiging. NG De Eike. Hier is Dominee Adrian Vogel, ons nuwe kollega, julle nuwe leraar, ontvang hom ook in liefde. Ons is nog nie heeltemal klaar, nee, daar is nog so 'n paar geskenkies. Ek wil graag vir Tenis vra om vorentoe te kom. As leier kerkraadlid gaan hy namens die kerkraad ook vir Adrian geskenk gee. Ja, jy kan maar weer gaan sit. Dan weet ek, groepsie, ek meer so op die tafel neersit. Dan weet ek is daar ook gereël dat 'n klompie van die jong klomp 'n geskenkie kom oorhandig aan Adrian. So ek gaan vra dat julle vorentoe kom met julle geskenkies. Ek wil net sê, gee vir hom 'n drukkie. Ja, maar dis hande vol goed wat julle. Ongelooflik dankie.
Hier agter is ook nog. Letterlik soos ek sê, hande vol oop. Nog een. Dankie. Dankie. Oh. Ek gaan vra dit sê gou. Nee. Ek dink ek kan nou sommer op die tafel neersit want ek weet jy gaan nou hier met 'n met hande vol dinge staan. Daar's nog twee spesiale oomblikke. Die eerste ene is dankie Chris. Is dat Marita vir jou 'n lied gaan kom sing. Die Here se seën ook op so 'n manier oor jou uitstort. So Marita gaan vra dat jy vorentoe kom en dan vir ons ook die lied doen. Kan nou maar begin. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders, in die oggend, in die aande, in jou doen en jou late, in jou hartseer en jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou. For you. Marita, baie dankie, dit was ongelooflik mooi. Adrian, dan gaan die koor ook vir jou 'n lied sing. Jy is welkom om hier voor te bly staan of as jy dalk vir 'n oomblik wil sit. Ek gaan die koor vra om dan vorentoe te kom.
Adrian sê hy is ook soos ek, ons wil graag dit ook sien. So hy gaan vir 'n oomblik ook sy sitplek inneem. Adrian, daar kan ek dit vir jou noem, terwyl die koor gereed maak. Ons het 'n gesamentlike kerkkoor hier in Kuilsrivier, en ja, hulle is 'n ongelooflike koor wat pragtige stemme het, en jy gaan vanoggend ook dit hoor. Ek weet, ons gaan in die toekoms hulle nog baie gebruik. Ek kan op Adrian se gesig sien dat hy baie verras is en baie dankbaar is vir hoe mooi dit was. Gemeente, ons het nou die voorreg gehad om te hoor hoe daar die seën oor Adrian uitgesing is. Ek wil vra dat ons ook sal deelneem hierin. So ek gaan vra dat terwyl Adrian vorentoe kom om die seën uit te spreek, dat ons vir hom ook lied 268 sal sing, laat Heer u seën op hom daal. Kom ons sing hierdie lied ook uit volle bors. Amen.
Adrian, ek wil jou nooi om hier saam op die kansel te kom sit, of te kom staan, terwyl ons die slotlied sing. Vriende, mag ons met hierdie woorde ook erken, dat ons weet, die wingerd nie aan ons behoort nie. En dat die bediening hier, nie van my of van Adrian afhang nie, maar van ons almal. Dat elkeen van ons 'n rol het, 'n taak het, geroep word, gestuur word en toegerus word, om ook in die Here se wingerd te werk. Kom ons sluit af met lied 503, Neem my lewe, laat dit Heer. Organiseer. Geliefdes, ek gaan julle vra om 'n oomblik te sit. Goeiedag aan almal. Daar so is dit. Ek het gesien baie mense begin skoffel al klaar uit van die dienste is oor 'n uur. Ek verstaan dit, maar gee my gou 'n oomblik om net myself daarom te maat en voor te stel. Baie dankie. Ek wil uiteindelik begin om te sê dankie aan die gemeente, die manier wat julle my ontvang. Dankie aan die koor, dit is hartlik besonder geweest. Ek het nou letterlik 'n voorste sitplek of front row seat gehad om daar so ek het dit besonder waardeer. Maar elke stap, die lied wat gesing is, die kinders wat letterlik van hande vol gee het, die ringskollegas wat hier so is, die geskenk wat gegee is, ek hardloop so deur en nog steeds is ek seker na 'n lang lys al baie wat ek vergeet. Maar as ek gou hier aan kan raak, net so ek vandag kan sê, julle het seker gehoor daar so deur die tyd, ek kom nou van Daniel se kuil af. Maar anders is Daniel, snap ek blykbaar nie die kuil nie, ek gaan van Daniel se kuil na Kuilsrivier toe. En maar een ding wat ek weet, is dat as jy daai vertroue in die Here het, terwyl jy in die kuil is, voel jy sy teenwoordigheid op 'n besonderse manier naby jou. En geliefdes, is my belangrik, is my besonder om dit te beleef, want uiteindelik is dit vir 'n groot skuif. Ek kom van die sterk platteland af, na die stad toe, waar ek alleen predikant is, na medeleraarskap, en waar ek die bekende kerkraad, wat ek kom na 'n plek toe, wat my wonderlik ontvang het, maar jy weet nooit of is daar die oom, jy weet maar is daai oom wat jou lewe kan, en gaan moeilik maak. Maar geliefdes, as ek my ervaring so ver vinnig gaan opstel, ek moenie worry, ek gaan nie heeltemal preek, ek wil net kort sê, as ek my ervaring vinnig kan beklemtoon, dan sal ek sê geseënd. Geseënd met twee wonderlike kollegas, wat 'n hart het vir die Here, vir sy gemeente en sy werk. Geseënd met personeel wat bystaan, sterk maak, en my op my toon hou, ek gaan dit eerlik sê. Geseënd met 'n gemeente wat my hartlik ontvang en tuis laat voel.
En geseënd met die wete dat die Here naby is en die pad verder saam met my stap. Geliefdes, ek sien uit om hierdie pad, hierdie jaar en hopelik nog baie jare saam met julle te kan stap. So baie dankie vir die tuiste wat ek reeds het hier so in Kuilsrivier die Eike. Ek hoop om dit werklik 'n besonderse tyd in die Here se teenwoordigheid, hierdie deel van sy akker saam met julle te kan deel. Kan ek julle vra, nou gaan ek julle vra om weer te staan, dan gaan ek die seën vir ons uitspreek. Geliefdes, mag julle die teenwoordigheid van die Here elke oomblik naby julle ervaar. Mag hy vir julle harte gee wat bereid is om te werk, die oomblik as hy julle roep, oë wat kyk na hierdie wêreld met sy liefde, en hande wat bereid is om te werk, waar en wanneer hy jou roep. Gaan dan in vrede, as rentmeesters van God se koninkryk. Amen. Geseënde dag, geseënde week aan vir elkeen. Dankie.